Hallo maatjies, welkom by die 10 dae van gebed. Vandag is dag 3. Die Heilige Gees is uitgestort. Die flikkerende rooi liggie op die kaart het gaan stilstaan by die oewer van 'n groot rivier. Daar was baie mense aan albei kante van die rivier. Leeu's, lammetjies en baie ander diere het rustig saam met die mense gespeel. Alles was stil en vreedsaam. Watter plek is hierdie orel? Vra Lukas nuuskierig. Ons staan op die rivieroewer van die water van die lewe. Antwoord Oral vinnig. Hierdie rivier vloei deur die hele Nuwe Jerusalem en die wonderlikste is dat dit reguit van die troon van God afkom. Wow, dit is pragtig. Roep Lukas uit en hardloop om die been van 'n kameelperd te gaan vashou. Die kameelperd het langs die rivier gestaan en vrugte van 'n reuseboom eet. Mense het nader gestap, hulle sien hoe die kameelperd se lang tong Lukas se kop plek in 'n vriendelike groet, maar hom heeltemal vol spoeg maak. Hier, gebruik hierdie lappie. Sê Oral en gee vir Lukas 'n sagte doek. Dit is gemaak van 'n spesiale materiaal wat Hy word onderbreek. Wat hierdie seentjie regtig nodig het, is 'n lekker swem in die rivier. Daardie kameelperd het my presies so gegroet toe ek haar die eerste keer ontmoet het. Sê 'n man en kyk glimlaggend na Oral. Lukas sien iets besonders aan die man. Sy gesig straal met 'n sagte lig. Sy oë is vol liefde en sy stem klink vol vrede. Wie is jy? Dit voel asof ek jou ken. jy staan voor die beroemde Moses. Beroemd? Ek? Sê Moses met 'n vriendelike glimlag. Ek is al baie jare hier. Vanaf die dag toe God my opgewek het en my hierheen gebring het om by hom te kom woon. Daarom ken ek hierdie liefdevolle kameelperd so goed. Kom Lukas, gaan ons nou na die rivier. Lukas volg hom tot by die water en kyk verwonderend na die perfekte rustige rivier. Dit lyk soos kristal, maar dit vloei soos water. Moses kniel, skep water met albei hande op en spoel dit oor Lukas. Wow, hoe verfrissend. Sê Lukas, hy voel so skoon. Maar hoe? Lukas, jy staan nou by Moses. Laat ons nie die kans mis om by hom te leer nie. Sê Oral terwyl hy met die drywende glas naderkom. 'n Bybelvers flikker op die skerm. Daar is 'n besondere toneel uit Moses se lewe wat ons gaan help om die Heilige Gees beter te verstaan. Lukas lees Numeri 11 vers 16 tot 17 hardop. Die Here sê toe vir Moses: Maak vir my 70 manne uit die oudstes van Israel bymekaar, van wie jy die ervaring het dat hulle die oudstes van die volk en opsieners is. Neem hulle dan na die tent van ontmoeting en laat hulle daar by jou staan. Ek sal afkom en daar met jou praat. Ek sal 'n deel van die Gees wat op jou rus wegneem en op hulle plaas. Hulle sal dan saam met jou die las van die volk dra, sodat jy nie dit alleen hoef te doen. Oei, Sê Moses. ek onthou dat ek baie jare gelede geskryf het. Prys die Here, ons goeie God, wat alles wat hy beloof het, laat gebeur het. Lukas, ek is verstom oor hoe goed jy die antieke Hebreëus kan lees. Dis ongelooflik. Was jy die eerste van God se Israeliete wat die Heilige Gees ontvang het? Dit moes wonderlik gewees het. Hoe het dit gevoel? Wat kon jy als doen? Was jy bang? My liewe kind, Antwoord Moses. jou vraag laat baie herinneringe en stories na my toe terugkom. Ek was maar 'n gewone man wat met my beste vir God probeer doen het. Ek het baie foute gemaak, maar die Here het my in sy groot liefde vergewe en alles weer reggemaak. Was ek bang? Ja, natuurlik. Ek het Egipte verlaat met meer as
2 miljoen mense en 'n moeilike volk. Ek het nie geweet wat om te doen nie. En as die Gees van God my nie gelei het nie, weet ek nie hoe die storie sou geëindig het nie. God het sy Gees vir my gegee en sy volk deur die Rooi See en die woestyn gelei. Daar was baie probleme. Ek het geen kos gehad nie, baie min water en daar was wilde diere wat ons wou aanval. Die mense het teenoor God gekla en gebrom. Daarom het die Here nog manne gekies om my te help om die volk te lei. En hy het dieselfde Gees vir hulle gegee, sodat ons almal die regte ding kon doen. Die Gees van God het ons gehelp om die volk tot by Kanaan, die beloofde land te neem. Ek het nie self in daardie land ingegaan nie, maar kyk waar is ek nou, in God se hemelse land. God kom sy beloftes na. Die Heilige Gees gee vir ons krag om God se mense te lei. Wow, Moses, dis ongelooflik, sê Lukas. Ek dink nie daar is nog 'n mens met sulke stories soos jy nie. Ek wil dit als hoor. Natuurlik. Net wanneer ook al jy wil gesels. Ek sal vir jou wag by daardie boom waarvan die wortels aan albei kante van die rivier groei. Lukas se oë rek groot toe hy besef dat die boom waarna Moses wys die boom van die lewe is. In sy gedagtes het hy alreeds baie vrae gehad. Oral sien dit en sê vinnig: Lukas, dit is tyd om te gaan. Ons moet nog na 'n baie ver plek gaan. Hy wys na die drywende kaart. Die kaart was nie meer plat nie, daar was klein gloeiende balletjies op en 'n rooi liggie het op een van hulle verskyn. Gaan ons na 'n ander planeet? Vra Lukas opgewonde. Oral glimlag en klink soos Moses toe hy sê: Natuurlik, waarvoor wag ons? Hulle albei groet vir Moses en vertrek uit die sterrestelsel. Hallo mooikies, dis tyd vir ons om 'n pretaktiwiteit te doen. Vandag het ek vir jou 2 dinge wat jy kan doen. Teken een van die tonele uit Moses se lewe wat jou die meeste beïndruk het op 'n stuk papier en kleur dit mooi in. Dit kan een van die plaae in Egipte wees, hoe die Rooi See oopgemaak het, hoe manna uit die hemel geval het, enigiets waarvan jy hou. Nommer 2, gee jou prentjie vir jou predikant of een van die ouderlinge. Skryf op die agterkant 'n boodskap om jou predikant of ouderling aan te moedig in hulle werk om die gemeente te lei. Sê vir hulle dat jy beloof om te bid dat die Heilige Gees kragtig op hulle uitgestort sal word, sodat hulle leiers kan wees wat die gemeente nader aan Jesus bring. In jou bidtyd vandag het ek vir jou 'n paar idees. Onthou, jy moet baie kere deur die dag bid. En onthou om vir jouself en ook vir jou familie en vriende te bid. Nommer 1, bid dat die Heilige Gees kragtig in jou lewe sal werk en jou 'n sterk leier in die Adventiste kerk sal maak in die laaste dae van hierdie wêreld. Nommer 2, bid dat Jesus vir jou geleenthede sal gee om 'n leier te wees, om baie mense voor te berei vir Jesus se wederkoms. Onthou maatjies, Jesus is baie lief vir julle en ek sien uit om môre se episode ook met julle te deel. Tot dan, sê ek vir julle, tata! Hierdie program is aangebied deur die Kinderbediening Departement van die Noorderlike Konferensie.